Goeiemôre. Baie welkom vanoggend by een baie spesiale erediens op 'n spesiale tyd eerder in ons kerkjaar vanoggend. Vandag is Verheerliking Sondag. Dis die einde van die Advent en die Epifanietyd, die tyd na Kersfees. Eerskomende Woensdag is Aswoensdag. En dis die amptelike begin van lydenstyd. 40 dae na Aswoensdag plus 6 Sondae, dan is dit Paasfees. En ons Samantha gaan Woensdag ook vir die wat op die WhatsApp groep van die gemeente is, iets stuur wat julle ook as 'n gesin saam kan doen op Aswoensdag en dan wat lydenstyd dan ook inlei. Julle sal ook sien dat vanoggend op die preekstoel is die lydenstyd se kanselkleed wat vir ons heenwys na die lyding van Jesus. En dan vier ons vanoggend nagmaal saam met mekaar. Op hierdie besondere Sondag, baie welkom. Kom ons groet gou mekaar. Maak seker wie sit naby jou. As jy iemand se naam ken, vra gou weer hulle naam. Kom ons groet mekaar. Ek wil sommer nou in die begin gaan ons gou 'n paar afkondigings doen. En heel eerste wil ek sê een van ons lidmate wat 'n klomp jare in ons gemeente was, Tannie Hanna Kreer, is die afgelope week oorlede. Karel, haar dogter is vanoggend hier. Karel, vir julle as 'n gesin, as 'n familie, baie sterkte vir julle. Julle het soveel mooi herinneringe. Mag dit vir julle ook dra in hierdie tyd. Jaco, daar is agter sit Jaco van Vuren. Jaco se vrou Amanda is in die hospitaal nadat sy 'n baie groot operasie gehad het. Sy's baie siek op die oomblik. Ons dink baie aan julle as 'n gesin en mag julle ook in hierdie tyd die Here se nabyheid en sy sorg elke dag ervaar. En ek haal net 2 name uit, maar hier's baie ander van ons wat ook klomp emosie beleef. Mag jy ook vanoggend die Here se nabyheid en sy sorg op 'n spesiale manier beleef. Vriende, tot so vroeg in 2020, net voor COVID, het ons op nagmaal Sondag 2 nagmaaldienste gehad. Een hier in die kerkgebou en dan ons het dit genoem 'n familienagmaal in die saal. Maar dit beteken altyd dat ons sê eintlik daarmee dat net mense wat kinders in die skool het, is 'n familie en die ander wat ook deel van 'n familie is, bly nou hier. So ons gaan vanoggend 'n familienagmaal hou hier in die kerkgebou. So dit gaan dalk so 'n bietjie anders wees as altyd, maar ook nog nie so baie anders nie. Maar moet nou nie huiwer om te reageer na die tyd oor hoe julle dit beleef het en hoe vanoggend vir julle was. So die kinders gaan hier wees tot net na die foto. Ons gaan nou liedere sing tot net na die foto gaan hulle hier wees. En hulle lied, dan gaan hulle uit, die kleiner kinders, en kom dan terug net voor die nagmaal. En beleef dan weer ook die nagmaal saam met ons. Dan wil ek 2 afkondigings net beklemtoon wat op die familie nie staan en waarna julle dalk al gekyk het voor die tyd. En die een is die familiekamp. Die eerste naweek van die tweede kwartaal. Die tweede kwartaal is 'n deurmekaar kwartaal met baie lang naweke en nie kategese Sondae nie. Die eerste naweek is wel 'n Sondag waarop daar kategese kan wees, maar ons gaan daai naweek kamp. En vriende, dis 'n familiekamp, dis 'n gemeentekamp. Ons wil sommer net saam gaan kuier, ons gaan met die kinders wat daar is iets doen, ons gaan met die groot mense wat daar is iets doen, maar ons gaan mekaar leer ken. Op die kloof, daar is nie plek vir almal in huisies nie. So as jy op 'n of ander manier kan gaan kamp met jou tent of karavaan, is jy baie welkom, maar kom ons kyk of ons 'n poging kan aanwend, om daai naweek soveel as moontlik van ons die kloof toe te gaan. Dit kos R200 per persoon vir die naweek. As jy nou nie kan gaan nie, maar jy kan wel die Sondagoggend se diens daar bywoon. Probeer dan ten minste dit, maar dis 'n tweede prys. Die eerste prys is dat jy die hele naweek daar sal wees. Die tweede afkondiging wat ek wil uitlig is, wat nie op die familie nie staan nie, is dat vandag oor 2 weke is die einde van hierdie kwartaal. Dit gaan die kategese afsluiting wees. Ons het die afgelope week 'n braai gehad vir mense wat in die dag so iets kan bywoon.
Daai Sondagoggend gaan ons as families dan ook na die tyd saam braai, het gaan 'n bring en braai wees, maar ons gaan daaroor ook in die week meer inligting stuur en dan ook volgende Sondag. Maar dis dan nou oor 2 weke, die 16de Maart, die laaste Sondag van hierdie kwartaal. Estel, jy wil vir ons iets sê oor Huis Andrew Murray? As hy. Dis Anja. Net sy klank aansit. Hallo? As hy. Sy aan. Dis nommer 3. Luidspreek, moet net naby jou mond hou. Nog nie. Reg. Okay, kom maar praat. Daar's 12 huise en ons kyk na een van die huise, Huis Jacaranda. Nou die rede hoekom ek gevra het om vanoggend gou te praat is dit is hulle kom volgende Sondag ons kuier. En ek wil nou nie graag voor hulle praat as hulle nou iets vir die kerk. Ons wil graag twee veranderinge aanbring hierdie jaar met Huis Andrew Murray. Die een is dat ons 'n meer algemene betrokkenheid wil hê met Huis Andrew Murray. Dat ons nie, ek het nou gevra in die nuusblad dat ons spesifieke voogouers het. Ons besef dat dit is nogal baie geld, R500 om vir een kind te betaal. So wat ons gedink het is om eerder kan julle my hoor? So om eerder dan in plaas van een ouer vir een kind te hê, is dat die hele gemeente betrokke is by die hele Huis Jacaranda. So maak nie saak dan die bedrag wat iemand betaal nie, maak nie saak hoe klein of groot nie, maar dat dit nie op die een persoon afkom om R1,500 te betaal nie. Dan die ander ding wat ons, die verandering wat ons gaan bring is die skoenboks projek. Ons het altyd aan die einde van die jaar, soos wat julle weet, is 'n hoogtepunt, dan het ons vir die hele Huis Andrew Murray wat ons skoenbokse gee. Huis Andrew Murray het vir ons gevra dat ons net na ons huis sal kyk, want die ander huise het ook almal gemeentes wat na hulle kyk. Maar in plaas van dat ons net die somerskoenboks doen, dat ons ook vir hulle 'n winterskoenboks doen. So met ander woorde, in Junie maand, dan gee ons vir ons kinders van ons huis ook 'n winterskoenboks en in Desember ook 'n winterskoenboks. Ek weet, dit is altyd 'n hoogtepunt om vir die kinders aan die einde van die jaar te bederf met die skoenbokse, maar waar jy nou altyd 'n skoenboks gevat het, vra ons dat jy asseblief kan jy op ander maniere bydra maak. Byvoorbeeld by geleenthede wat ons betrokke is met hulle, soos volgende Sondag wat hulle kom kuier, dan kan jy 'n bietjie gesels met hulle na kerk, bietjie net laat hulle welkom voel. Die ander geleentheid is die 15de Maart is daar 'n byeenkoms by Huis Andrew Murray wat omgee oggend, so jy kan daar betrokke raak. En soms is dit nie moontlik om by die geleenthede te wees nie, maar jy wil 'n bydrae maak. En daai bydraes gaan spesifiek vir die kinders se sakgeld dan. Want hulle elke kind kry 'n baie klein bedrag elke maand sakgeld, maar hulle kry sakgeld en hulle 'n verjaarsdag geskenk en ook 'n verjaarsdagkoek op 'n verjaarsdag. Dit gaan ook vir die Kersfunksie aan die einde van die jaar, dan bederf ons hulle met 'n ete. Ja, so dit gaan, en as jy 'n bydrae wil maak, kan jy net dit in die kerk se rekening doen en met verwysing naam. Ons gaan ook hierdie jaar ons groot bokse buite sit vir toiletware en skryfbehoeftes wat hulle nodig het. So daar's baie maniere waarop jy kan betrokke raak en ons vra dat julle sal deel word van hierdie Huis Andrew Murray familie en waar julle kan 'n verskil kan maak. Ons waardeer dit baie. Kontak my asseblief gerus wanneer ek nie so op my senuwees gaan wees nie. My telefoonnommer is in die blaadjie. Baie dankie. Dankie Estel en dankie vir jou senuwees. Vriende, ons gaan 'n paar liedere sing. Ons gaan staan en dan gaan ons 4 liedere sing. En soos elke keer as jy voel dit is te lank, gaan sit gerus. Maar kom ons staan en ons sing 4 liedere. Die derde lied wat ons sing
is Agnus Dei en dit beteken in Afrikaans die lam van God. So dit gaan oor 'n loflied aan Jesus wat ons verlosser is. Die nagmaal gaan juis, lydenstyd gaan juis daaroor dat hy die lam is wat geslag is. Kom ons sing die lofliedere tot eer van God. Evigt och ägna i
Die kinders vra om vorentoe te kom nie. En ek hoop julle kan almal my hier sien en sien wat ek gaan doen. Vanoggend gaan ons nagmaal hou, maar in die kerk is daar 2 wat ons noem sakramente. Nee, julle moet sit hom daar voor op die bank hou. Sit gou daar voor by die bank. Maar eintlik moes julle paas en maas nou saamgekom het. As julle wil in die familiekamer gou binne toe kom, is julle welkom. So ek hoop die ander wat in die diens is kan my ook sien. Ons het in die kerk 2 maniere van doen wat ons sakramente noem. En 'n sakrament sê ons is 'n heilige of 'n sigbare iets wat ek kan sien. Want geloof is nie iets wat ek kan sien nie, maar 'n sakrament is iets wat ek kan sien. Dit is 'n sigbare teken wat God self ingestel het om die belofte aan ons te bevestig, om ons seker te maak van daai belofte. En wat is die belofte? Die belofte is dat vanweë Jesus wat aan die kruis gesterf het, ons weet dat ons uit genade vergewing van ons sonde gekry het. Nou het ek 2 glase hier vanoggend, en ek hoop julle kan dit sien. 2 glase met water in. As ek in die een glas dit doen, wat gebeur? Dit raak rooi, bruin, kom ons gooi nog.
Die kleur verander. So dit, hierdie glas is ons lewe. Hierdie is die sonde. En dis wat die sonde in ons lewe doen. Dit maak dat ons lewe nie meer so skoon en so helder is nie. Maar hierdie glas is die doop. In die doop sê dat Jesus vir ons lief is. Dat God juis uit genade ons sonde vergewe. Hy gee dit as 'n geskenk vir ons. So kom ons probeer dit. Nou is dit weer helder en deurskynend. Kom ons gooi nou weer van die sonde by. Dit verkleur nie weer nie. Want Jesus is in ons lewe, daar is nog sonde, maar Jesus vergewe dit vir ons keer na keer. En presies dit is die doop. En elkeen van julle is gedoop. En in Esegiel in die Ou Testament staan daar, dat Jesus sê, God sê, ek sal reinigingswater. Ek sal water waarmee jy jou hande kan skoon was. Ek sal reinigingswater oor julle gooi, sodat julle skoon kan word. Ek sal julle skoon was van al die vuilheid, al die sonde in julle lewe. En ek het nou al gesê, dit begin hierdie week, begin lydenstyd. Dis die tyd wat Jesus gesterf het. Ons dink nou daaraan. En hy het dit gedoen. Hy het reinigingswater, maar nie net water nie. Hy het sy bloed vir ons gegee, sodat ons kan skoon word. En nou is ek spyt dat julle ouers nie hier voor by julle sit nie, maar die res van julle, gaan ek vra, net gou in 1 minuut, praat gaan met mekaar oor hierdie vraag. Die ouers, sê gou vir julle kinders, wat beteken dit vir jou as ouer, dat jou kind gedoop is? En as hy nie 'n kind langs jou sit nie, dan vertel jy dit nog steeds vir jou man of jou vrou, of jou vriend of vriendin wat langs jou sit. Wat beteken dit vir jou as ouer, dat jou kind gedoop is? En as jy wil sê, wat beteken dit vir jou dat jy gedoop is? En dit kan die kinders vir hulle ouers sê, maar elkeen van ons kan dit self sê. Kom so vir 1 minuut, kom ons praat gaan met mekaar daaroor. Goed, baie dankie. Gesit gerus hierdie gesprek vanmiddag aan etenstafel en môre aand en in die week met mekaar voort. Ons begin hierdie erediens of ons sê dat die manier hoe ons vanoggend sê dat God hier teenwoordig is, gebruik ons hierdie woorde. Ek het, sê die Here, reinigingswater oor julle uitgegooi, sodat julle skoon kan wees. Ek het julle gereinig van al julle vuilheid, van al julle sonde, van al julle onreinheid. Gemeente, genade vir julle en vrede. Vrede vir ons wat weet dat daar reinigingswater oor ons gegooi is, deur die bloed van Jesus Christus. Genade en vrede van God, ons Vader, en Jesus Christus, wat aan jou persoonlik gebring word vanoggend deur die werk van die Heilige Gees. So kom ons sing nou ook 'n dooplied. En ons het al daai lied gesing party Sondagoggende as dit hier voor is. So kom ons staan almal en dan sing ons my enigste troos in hierdie lewe en as ek dood is. My enigste troos, my enigste hoop is dat ek aan Jesus wat my skoon gewas het behoort. 2 verse.
sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël na die Heilige Gees, my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, ek sal my ooit van hom kan steel. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Julle gaan nou na julle Sondagskoolklas toe, net so vir 'n rukkie, dan gaan julle weer terugkom, en as julle terugkom, moet julle almal weer by julle ouers gaan sit. Dan gaan ons saam nagmaal gebruik. Maar as julle nou uitstap, stap rustig, steek jou hand hier in die doopvont, hier waar julle gedoop is, hier's water in, en dan sê jy net, dankie Jesus, dat U my God is. En terwyl hulle uitgaan, gaan ons dankoffers gee, of net dink waaroor ons dankbaar is. En as jy tydens die dankoffers ook net wil vorentoe kom, en net jouself daarvan opnuut wil verseker, kom steek gerus jou hand in die doopvont. Baie dankie. Here, baie dankie vir die groot genade waaraan ons kan deel, dat U reinigingswater, dat U bloed gegee het, sodat ons vandag kan sê, dat ons in U glo en dat ons weet ons die ewige lewe het. Dankie vir U woord. Dankie vir die gemeenskap van die gelowiges, saam met wie ons vanoggend na U woord kan luister en die sakramente kan vier. Amen. Vriende, ons gaan saam lees Johannes 5. Ons het nou 'n paar sondae uit Johannes 5 gelees, en elke keer in Johannes gaan dit oor water. Die doop gaan ook oor water. As ons dit klaar gesing het, terwyl julle so bly sit, gaan ons die bekende lied sing, voel jy soms of die Here te ver is? En wat dan die oproep doen om te sê, maar al wonder ons oor 'n klomp goed, moet ons glo in God se teenwoordigheid. Maar ons lees Johannes 5, sy eerste 17 verse. Daar was weer 'n fees van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreëse naam Bethesda. En hierdie pilaargange, daar was 5 pilaargange daarby, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Toe Jesus hom sien, of Jesus het hom gesien, en hy het geweet dat hy al baie lank siek was, en hy vra toe vir hom, wil jy gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand
om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie. En terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. En toe sê Jesus vir hom, staan op, tel jou beddegoed op, en gaan huis toe. Oombliklik het die man gesond geword. Hy het sy goed opgetel, en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man, wat genees is, dis 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, let op, die man wat my gesond gemaak het vir my gesê, tel jou goed op, en loop. Die man wat gesond geword het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan, omdat daar baie mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel, en hy sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. En hoor nou hier, hy het net gesê, hy het nie geweet wie dit was nie, die man het toe vir die Jode gaan sê, dat dit Jesus was, wat hom gesond gemaak het. Die Jode het teen Jesus te velde getrek, omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het vir hulle gesê, my Vader werk tot nou toe, hy werk altyd, ook op Sabbatdag, en ek werk ook. Voel jy soms of die Here te ver is? Soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees vooral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom hoe dat sy na 'n sekere hospitaal toe moes gaan, en van die hele proses om in te kom in die hospitaal, baie siek vir haar aangemeld daar, vir 2 dae lank in die gange gesit en wag, om daarom ergens 'n bed te kry. Die tweede dag toe haar bloeduitslae kom, het hulle haar in die gang laat lê op 'n bed, sodat sy so lank 'n drip kon kry. En uiteindelik ingelaat om in 'n saal opgeneem te kon word. Te veel pasiënte, te min personeel, te min beddens, te min sale. Dit is wat hom afgespeel het by die bad van Bethesda. Te veel siek mense,
te min mense wat hulle kon gesond maak. Die bad van Bethesda was iets soos die warm bronne in ons tyd, waar mense heen gaan om dan daar genees te word. Maar daar lê 'n klomp mense in 'n hopelose, moedelose, uitsiglose situasie. Hier lê hulle as 'n heel laaste poging om dalk gesond te word, en nou moet hulle maar net wag. En dan het daar iets gebeur, en die water het nou en dan geroer, die fontein het waarskynlik opgestoot, en dan moet hulle so gou as moontlik by daai vars water wat uit die fontein kom, wat dan warm is, in die fontein kon ingaan. Maar as jy blind is, hoe gaan jy weet, as daar nie iemand is wat jou help nie? As jy krepeel is, as jy verlam is, soos hierdie man, sê hy vir Jesus, ek sukkel nog aan, maar dan is ek klaar, te laat. 'n uitsiglose, 'n hopelose situasie. En terwyl hierdie man daar lê, staan daar so tussenin, amper terloops, hierdie woorde. Jesus het die man sien lê, en geweet dat hy al baie lank siek was. Hy het die man sien lê, amper soos die man wat blind gebore is, hy het hom gesien. Hy het hom raak gesien. En tussen al hierdie mense het Jesus op hom gefokus, en het hy vir hom uitgestaan, en het hy alles van hom geweet. Jesus is op pad na die tempel toe, om die fees te gaan vier. In die tempel is daar baie mense wat vir hom wag. Maar Jesus is bereid om sy reis na die tempel toe te onderbreek, sodat hy eers met hierdie verlamde man kan besig wees en hom kan raak sien. Vriende, dis wie God is. God is die God wat omgee. God is die God wat mense raak sien. Ja, hy sien ons raak, hy sien ons nood raak, hy sien ons swaarkry raak, hy sien ons trane raak, maar God is die God wat raak sien, dat ons sonder Jesus verlore is. En hy het gestop by ons. Hy neem die inisiatief. Hy wil dit aan ons demonstreer, dat ons uit genade gered is. Ja, die kruis van Golgotha word as het ware die lens, waardeur hy kyk, sodat hy vir jou, vir my, kan raak sien. Ons hoor baie keer dat mense sê, ek het nie genoeg geloof nie, of ek het nie hart, of ek kan nie goed genoeg bid nie, of ek voldoen nie aan al die vereistes nie, daarom dat God nie my gebede verhoor, en my raak sien nie. Maar hierdie man, vriende, hierdie man het nie eens geweet, wie dit is wat met hom praat nie. Wat nog te sê dat hy geloof gehad het? Hierdie man het niks gehad nie. Hy het nie eens iemand wat hom water toe kan vat om hom daarin te sit nie. Hy soek nie na die Here se hulp nie. Want hy weet nie eens wie is Jesus as hy by hom kom nie. Al wat daar by die bad van Bethesda gebeur het, is dat God se genade deur Jesus Christus aan die werk kom. God neem die inisiatief. Hy neem die eerste tree. En dan sê Jesus vir hom, jy is nou gered. Glo jy nou dat Jesus die Christus is, die Seun van God? Glo jy dat hierdie man, wil jy gesond word? Glo jy dat ek jou wil red? Nie net van verlamming nie, maar van 'n ewige verlam wees. Dis wat hy aan die begin vir hom vra, wil jy gesond word? Dis wat hy 'n tweede keer vir hom sê, vir hierdie man wat 38 jaar lank verlam was. Ek weet nie of hy net 38 jaar oud was, of hy dalk ouer was nie, maar hy was 38 jaar lank verlam. Jesus sê vir hom, staan op en vat jou goed en gaan huis toe. Ek wil as ons vir 'n week in die bed lê, dan is ons bene lam en dan kry ons swaar. Na 38 jaar staan hy op en hy tel sy goed op en hy begin loop. Hy vra vir hom,
Sal jy opstaan? Sal jy die kans vat? Sal jy dit waag om in geloof een tree vorentoe te gee? En dan kry hy hom later in die tempel en dan sê hy vir hom, jy is nou gesond. Moet nou nie langer sondig, sodat jy iets erger gaan oorkom nie. En vriende, nou sê Jesus nie vir hom, maar dit was omdat jy sonde gedoen het, dat jy blind was, of dat jy krepeel was, of dat jy siek was nie. Hy sê ook nie vir hom, as jy sonde doen, gaan jy erger siek raak nie. Jesus sê vir hom, jy was siek. Nou glo jy, jy het nou gesien, dis ek, jou verlosser. Gaan leef nou as 'n verlosser. Moenie nou weer op 'n ompad beland nie. Kies nou die Jesuspad, die geloofspad, die pad van om dit te waag, om op die Jesus manier met mense om te gaan en met die wêreld om te gaan. Gaan leef hierdie pad. Ek sluit af. Arnold Mol vertel 'n aangrypende storie oor homself. Hy sê toe hy 'n eerstejaars student was sy ouers wanhoopig wat van hom sou word, want hy het wel in 'n Christelike huis groot geword met wonderlike Christelike ouers, maar hy self was nie so Christelik nie, was eintlik 'n goddelose ouetjie, 'n moeilikheidmaker. Op een stadium is hy selfs verbied om sy kerk, sy jeugbyeenkomste by te woon, omdat dit aan mekaar omvergewerp het. Maar toe is daar 'n kamp, 'n Christelike kamp, en hy wil dit baie graag bywoon, want hy wil saam met sy pelle soontoe gaan. Toe sê die dominee, dis reg, jy kan saam gaan, maar jy slaap saam met my in die kamer, nie by jou maats nie. En so gemaak, hy het by die dominee gaan slaap, en die kampspreker by hierdie kamp was 'n man met die naam van Clem Gooch. Onder andere het Clem Gooch by hierdie kamp sy lewensverhaal vertel, en vertel hoe sy eie lewe gelyk het. En hy gesê hy was in sy jeugjare 'n rebel, wat onmiddellik vir Arnold Mol het regop sit het en dat luister het, want hier's nog 'n rebel, hier's 'n maatjie van my. En Clem Gooch het vertel dat toe hy in Duitsland gewoon het, was hy in sy jong dae 'n krygsgevangene. En hy's aangesê as krygsgevangene om 'n uiters gevaarlike taak te gaan verrig. Maar hy, Clem Gooch, het 'n vriend gehad, Jock Davies. En toe Clem Gooch hierdie taak kry, om hierdie moeilike taak, hierdie lewensgevaarlike taak, toe sê Jock Davies vir hom, ek sal dit gaan doen. Maar die kans dat ons in hierdie projek gaan sterf is goed. Ek kan maar sterf, want ek ken vir Jesus, maar jy kan nie nou al sterf nie. En toe Jock Davies gegaan, en hy's dood in daai proses. En dit het Clem Gooch tot bekering laat kom. En toe het hy na die tyd met Arnold Mol, gaan toe na die praatjie, en hy besluit, maar ek moet met hierdie ou gaan praat, en hy vertel vir Clem Gooch, en hy sê vir hom, ek het in 'n Christelike huis groot geword, ek wil eintlik graag 'n Christen wees, maar ek kry dit net nie reg nie. Ek kry dit nie reg om die Here te volg nie, ek kry dit nie reg om al hierdie goed te doen wat die Bybel sê nie. En toe het hy 'n potlood gevat. Clem Gooch vat toe hierdie potlood. En hy sê vir hom, kan hierdie potlood, kan hy regop staan? Toe sê Arnold Mol vir hom, nee, hy kan nie regop staan nie. Toe sê Clem Gooch vir hom, hy staan dan nou regop. En hy sê, op daai oomblik, het hy besef, ek probeer om 'n Christen te wees. Ek kan regop staan as ek God toelaat om my vas te hou. Ek kan 'n Christen wees as ek God toelaat om sy reinigingswater oor my te gooi, en as ek die pad kies, die pad wat agter Jesus aanloop. En hy het vir die Here gesê, Here, van nou af vertrou ek jou, dat jy my sal vashou, dat ek kan regop bly, want ek alleen kan nie. Ons ken Arnold Mol se verhaal verder in sy lewe. En vanoggend, op hierdie Sondag, vra die Here vir my, en vra die Here vir jou, vra hy vir ons as 'n gemeente. Glo jy, glo ek, glo ons, dat God
die onmoontlike kan doen. Deur my, terwyl hy my vashou. Vriende, kom ons sing 'n lied. Herder Heer, dis die lied waarin ons sing, dat daar water is in die woestyn. Miskien wil ons nou weer 'n slag staan, kom ons staan en sing ons Herder Heer. Goeiemôre dan van my kant af ook, weet jy wat ek nie môre gesê het nie. Ons het vanoggend die voorreg om die nagmaal te bedien, soos jy nie vroeër gesê het, dit gaan so 'n bietjie anders werk, want ons is 'n klomp gesinne saam hier wat een groot familie maak. En daarom moet ons saam as families ook die nagmaal vier. So vanoggend het ek my familie hier aan my linkerkant en vir Henny en Janet aan my regterkant om ook te verteenwoordig die verskeidenheid mense wat ons saam is hier as familie in hierdie gemeente.
Die eerste plek wil ek vra, die drukkertjie het ek nou nie by my nie. As ons net so enetjie kan aangaan asseblief. Voor ons gaan saam praat, wil ek in die eerste plek vir julle vra om te loer na daai woorde. Onthou, belofte, baie dankie, familiepartytjie, getuienis en dan blydskap en dankie. Draai vir 'n oomblik na mekaar toe. As julle die wyn sien, as julle die brood sien, watter van daardie woorde wys vir julle, sê vir julle, dis nagmaal. Praat so 'n bietjie saam, ek gee so 'n minuut of wat, gesels saam met mekaar, oud en jonk, almal met mekaar. Watter van daardie woorde sê vir jou, dis nagmaal? Watter een? So hierdie is nie 'n vasvraag nie. Daar's nie 'n regte of 'n verkeerde antwoord nie, want eintlik al daai woorde beskryf vir ons die nagmaal. As ons deur die formulier gaan, dan sal ons sien hulle praat van 'n onthouete, 'n herinneringsmaaltyd wat ons laat herinner aan Jesus se kruisiging, Jesus se lydensweg, dit wat hy vir ons gedoen het. So ons onthou, wanneer ons nagmaal eet, die broodjie eet, die wyn drink, onthou ons Jesus se lewe en sy kruisiging. Maar dis ook hierdie belofte vir ons, daai en wys so mooi, the warranty. Dis hierdie waarborg. Dominee Henny het dit so mooi gesê eintlik, wanneer ons toelaat dat die Here ons vashou en ons dra. So hierdie is hierdie waarborg dat God ons vashou, dat God ons liefhet, dat hy op daai kruis gesterf het vir elkeen van ons. En dan natuurlik die lekker deel, dis 'n viering, dis 'n familiepartytjie. Ons is hier saam om te sê, joh, dankie Heer vir dit wat jy vir ons gedoen het. Dankie dat ons dit kan vier vanoggend en ons vier dit saam as 'n familie, wat almal anders is, wat almal uniek is. Oud, jong, klein, groot, ons vier dit saam. Maar baie belangrik, dis 'n getuienis, dis 'n verkondiging. Want ons hoop is op Jesus. En ons kan nie dit gebruik sonder om uit te gaan en nie te gaan vertel nie. Ons verkondig, soos God dit vir ons verkondig, so versê ons vir die ander mense, joh, ons het nagmaal gebruik, ons het partytjie gehou, Jesus is lief vir my. Dan is dit natuurlik 'n vreugdefees, want ons is bly. Ons is bly, ons het vir Jesus in ons lewe. Jesus is hier, Jesus is saam met ons, hy stap saam met ons en hy het dit vir my en vir jou gedoen. En die laaste een is 'n fees van dankbaarheid. Een van die tannies sê altyd vir my, as ek vir haar vra hoe gaan dit, dan sê sy vir my dankbaar. Want as ek nie Jesus gehad nie, het ek niks gehad nie. So ons is dankbaar dat Jesus ook hier is vir ons, dat hy ons geroep het en dat hy ook vir ons hierdie oomblik gee. Met al hierdie goed wat ons nou saam gehoor het, wil ek sommer net vir ons elkeen 'n oomblik gee van stilte, daar waar jy sit. Jy weet wat woel in jou hart op hierdie oomblik en praat so 'n bietjie met die Here. Sê vir die Here, as dit 'n klomp goed is wat op jou woel, dalk is dit die rooi water en jy voel die sondigheid, daar waar jy nie mooi was met mamma of pappa of boetie of sussie nie, praat so 'n bietjie met die Here en vra hom ook dan vir jou dat hy jou daarvoor sal vergewe. So kom ons neem 'n oomblik en raak stil voor die Here.
Amen. Omdat ons hierdie goed hoor, omdat ons beleef dat God hier is en ons as Christene weet in wie en in wat ons glo, kan ons saam hardop vanoggend ons geloof bely. Ek vra dat ons opstaan en dan bely ons geloof hardop met die apostoliese geloofsbelijdenis. Kom ons staan op. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Ek kan weer sit. Ons gaan net nou die tekens vir julle uitdeel, maar ek wil julle so klein bietjie uitdaag daarmee saam. Ek weet nie wie van julle geweet het nie, maar wanneer ons die nagmaal gebruik, is die wonder daarvan dat ons al 5 ons sintuie gebruik. Ons hoor, dit wat ek nou net mooi van gepraat het, hoe Jesus vir ons kom sê, ek het jou lief. Dis wat my nagmaal beteken. Ons ruik, wanneer ons hierdie broodjie vat, kan jy hom ruik. En dan ruik jy hierdie brood en jy kan die wyn of die sappie ruik. En ons sien hoe die brood gebreek word en ons voel dit in ons hande. En laastens proe ons daaraan. So dink aan hierdie 5 sintuie wanneer jy besig is om die nagmaal te gebruik. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Almagtige Heer en Hemelvader, ons kom staan vanoggend voor U en ons moet in die eerste plek vir U dankie sê. Dankie dat ons hierdie geleentheid het om saam as familie die nagmaal te kan gebruik. Here, gee dat ons sal voel, dat ons sal proe, dat ons sal ruik en ons sal beleef dat U hierdie teken vir ons gee, sodat ons daarin kan vashou en kan sien dat U vir ons gesterf het. Gee ons hierdie geleentheid om werklik ook U te ervaar hier waar ons sit. Amen. Ons kan maar die tekens uitdeel. Ek herinner net, die binnekant is die sap en die buitekant is die wyn.
Het almal die tekens ontvang? Is daar iemand wat oorgeslaan is met die gebruik van die brood? Die wyn? Goed, nee, dit lyk of almal daarom gekry het. Goed, julle kan daai broodjie vat, soos ek gesê het, vir al die kinders, voel bietjie aan hom, ruik 'n bietjie aan hom, en beleef die brood wat ons daar het. Ek gaan nou vir julle gee. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkomme versoening van ons sondes. Die beker van danksegging, die wyn wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkomme versoening van ons sondes. Kom ons sluit die oë en ons sê vir die Here dankie. Here ons God, dankie dat U Seun gestuur het om te sterf sodat ons kan lewe. Gee dat ons nie vanoggend vasklou aan hierdie sakramente nie, maar dat dit ons sal voed en ons sal uitgaan en vir almal vertel van hierdie blye nuus. Dankie dat ons kan weet dat U saam met ons stap. Dat hierdie brood en hierdie wyn ons herinner dat U daar was, dat U hier is en dat U in die toekoms ook saam met ons is. Dankie dat U ons God is. Amen. Voor ons gaan heeltemal afsluit, wil ek weer vir ons 'n oombliekie gee, draai 'n bietjie na mekaar toe en dan gesels met mekaar. Wat het jy nou net beleef? Kinders, wat was vir jou lekker? Dalk was vir jou iets nie so lekker nie. En dan sê julle ook vir mekaar as daar iets is wat jy dalk glad nie verstaan het nie. So draai na mekaar toe en gesels so 'n bietjie oor die nagmaal wat ons nou net gebruik het. As slotlied gaan ons U is die lig wat deur die donker skyn saam sing. Water wat binne my vloei.
daar het God ons geplaas. Waarheen ons ook al gaan, daarheen stuur God ons, om God daar te beleef, en om mense daar tot 'n seën te wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap, die nabyheid van die Heilige Gees, sal by ons elkeen bly en met ons wees.